Sies man, jy is nie met my God besig nie. Jy is nie met my God besig nie, dominee. En daar kom mense na hom, met 'n verlamde man, wat deur vuur gedra word. Koos, jy is nie eers heel verlam nie. Hierdie ou is verlam. 4 mense dra hom. Hulle het 'n kameelvel, met 'n stok deur hierdie kant toe, en 'n stok deur aan die ander kant toe. In 4. Hulle sit hulle pel op, en jy al gedink daar by die huis. Kom nou man, ons vat jou na Jesus. Man, hoe gaan ek loop? Daar was nie reistoele nie. Hoe gaan ek loop? Ons draai jou. Een van die 4 sê, hey man, maar Piet is ook daar, wat gaan hy van ons dink? Ja, nie en sê, Koos is daar, wat gaan hulle van ons dink? En op jou en sê hulle, kom wat wil, sy naam is Jesus, hy is die geneesheer. Maar hierdie 4, was soos party mense wat ek ken, so bietjie onwys. Hulle sal 4 hierdie môre opstaan, en sê, kom ons gaan raas daar by Heuwels in Kenhardt, terwyl hy ander slaap. Hulle is 4, maar so bietjie onwys. Hoor gou mooi. Jy is liewerster onwys en jy doen die evangelie, as wat jy gevrek is. Maar hoor gou mooi. Hulle kom daar, en daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word, en toe hulle vanweer die skare nie naby hom kan kom nie, gaan hulle huis toe en gaan slaap. Want die rivier is stuk erg. Maar as ek cricket kyk, kan ek cricket kyk deur die weer. As ek rugby kyk, kan ek nat reën. As ek in die ry staan vir 'n lotto kaartjie, dan staan ek. Ek kom staan eendag daar in Spar in Kimberley. Daar staan 'n swartetjie, 'n bruinetjie, 'n wittetjie, 'n rooietjie, 'n swartetjie, 'n wittetjie, 'n swanuitjie, 'n wit boertjie, 'n kosuitjie. Hulle staan want dit reën so uit by Spar want hulle wil 'n lotto kaartjie koop teen mekaar. Ek kom staan so en ek sê, "Hi, jy is daar by die APK." Sê dit uit, moenie uitsny nie. Einde is hier. Hulle moet dit hoor. Hulle dink hulle te wit kerk. Man, jy kan nie meer eksklusief wees nie. Jy moet oop wees. Ek het nie 'n wit God nie. 'n God wat vir almal is. Hulle staan. Ek sê, wat gaan hier aan? Staan julle so keer toe ook? Maar hulle staan teen mekaar. Die een ryk die ander een se right guard. Agter die sonde aan. Maar o, jene in die kerk. En ek sê dit. En ek het bewyse. In Kimberley sterf 'n polisieman. En 'n swart polisieman dra regs agter. Links agter. Of regs agter. Maar hy was agter. En die ander wittetjies val in. Toe hulle by die deur kom van daai kerk. Toe vat die koster oor. Ek het eerstehandse inligting afhang. En sê, wow, dat ek verder vat, jy moet buite staan. Die pel van die polisieman, die swart pel wat by was as ons geskiet word, moet buite staan by 'n liefdevolle God, want in daai gebou is ons eksklusief wit siesman. Weet jy wat? Die regering moet wette teen dit uitvaardig. Nou kan julle my maar kiel. Dit moet Julius hoor. Dit moet hoor, want wie is jy om te sê, dan mag jy ander klere kom nie. My God sê, gaan na alle nasies, alle taal. O, dis my kultuur. Ag man, laat speel. Ek ken kleerlinge wat my kultuur ook is. Hoekom mag hy nie langs jou sit nie? Sies man, jy is nie met my God besig nie. Jy is nie met my God besig nie, dominee. Jy is daar oor geld. Hoor hierdie woord. Jy is nie met hierdie God van die Bybel besig, wat gesê het, as hulle kom aan hardloop, dan vryf hy almal se hare, en is lief vir hulle. Kom ek vertel julle iets, kom ek beweeg 'n bietjie ras toe, want ek wil vandag vir jou vra, sal jy die dakke oopbreek vir die evangelie? Moet asseblief nie, sofse studente, moet die hierdie ding, vat hom nou as 'n idioom, asseblief tog.
Want sê ek vir julle dakke oopbreek, môre word die smokkelaars se dakke oopgebreek. Hoor hier. Sal jy 'n dak oopbreek om die evangelie te verkondig? Ek praat geestelik. Sal jy 'n verskil maak of as jy gevrek? Ek vra jou. Ek wil hierdie man se naam gebruik, nie sy naam nie, maar die wat weet. Hy's 'n sendeling in Appington, 'n swart man. Ons ondersteun hom en dit is vir my wonderlik om te sê ons ondersteun hy man. Ek sal nou maar moet. Hy's dan nou al 'n bietjie warmer. Hoor gou mooi. En hierdie ou sal elke maand 'n briefie skryf. Hy was 2 keer Olimpiese spele toe. Nie as toeskouer nie, maar gehardloop. Ruben. En ek wil dit noem. Dit kom uit dat by sy practice, ons kinders oefen ook daar. As jy hulle wat vir my gesê het, kleintjies oefen ook saam met hom. Dit kom uit dat by so 'n oefensessie het 'n wit kind op sy hare gekrap. Sê dit voel soos 'n staalborsel. 'n Kind wat verstand al het. Maar hoe maak jy jou kind in die huis groot? God het hy staalborsel op sy kop gesit. As God besluit jy het sawe hare, daai een het 'n pankop en daai een het 'n staalborselkop, dan het God so besluit. As God besluit een het 'n puntneus, een het 'n platneus, een het 'n skewe neus, het God dit besluit. Nie jy nie. Nie jy nie. En hy kom daarna by 'n plek. En 'n klein kindjie, 'n uur omtrent daarna, sit 'n krap op sy hare. En die vrou vertel my sy raak yskoud, sy dink wat kom nou? Want klein kindertjies kan snaakse goed sê. En die klein kindjie sê, oom Ruben, jou hare is so pragtig. En hierdie vrou sê vir Ruben, verskoon dat, hy sê nee. Hy sê, uur terug was ek gebeledig. Is God wat hierdie klein kindjie op my nou kom laat sit het, dat hy vir my hierdie mooi woorde sê. Weet jy dat daar mense is seer, swart mense en bruin mense. As ons nou moet hier opstaan, sal hulle vir jou vertel hoe seer is hulle oor sulke aantuigings en sulke beledigings. Ek wil dit eendag laat getuig, dat jy die seer kan hoor van mense wat deur God geskape is en ons beledig. Jy kry die ander kant ook. Wat sê ons klomp bleekvelle en sulke goed, hou op met jou rassistiese aantuigings. Ken of my so is 'n vrou getuig. Hulle het van kleins af hulle neus so gevat voor die spieël. Het trek hulle om 'n skerp neus te hê. Tot God vir haar eendag gesê het, jy's so gebore. Iemand moet hierdie goed begin aanspreek. Mense is te bang. Dis hoekom hulle nie kan uitgaan nie. En dan wil ek vandag vir jou sê, as jy in die binnekamer sulke vieslike grappe maak, moenie nou net by 'n ander kleurige gaan smile met 'n traktaatjie of 'n Bybel nie. Jy's 'n valse ding, man. Jy's vals. En jy wat nog sulke name noem, jy hoort nie in die evangelie nie. Da! Hoor my vandag. Waar kom jy aan om sulke goed te noem, man? Jy's van die pad af. Het wys my wat is in jou siel. En toe die skare van wie die skare nie naby hom kan kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het hulle die bed waar die verlamde op lê laat afsak. Toe Jesus daai geloof sien, toe reg hy hom. Ek wil met jou praat, is jy een van daai 4 manne? Nie verlamde nie, ek wil nie oor genesing praat nie. Is jy een van daai 4 manne? Kom wat wil, as ek in 'n dorp ingaan, ek like Stefan se woorde gister al het hy my beledig. Hy sê, hierdie keer het ons waaragtig voluit gewerk in die evangelie verkondig. So Roy se 33 jaar droog gemaak. Maar ten minste, ek like as iemand so praat, want dan weet ek daar's 'n ernstigheid. Ek like die mense wat evangelisasie sê, hy werk voltyds vir God. Hy werk nie eens 3:30 nie. Hulle slaap laat, hulle sit die hele dag in die koffieshops. Ek is bly ek is nie meer in so 'n plek, want ek sluk nou deesdae gaan koffieshop het.
Want my swaar het my hierdie vieslike gewoonte 4 jaar terug geleer. Van koffie drink. Ek staan so gister by 'n koppie koffie, want nou drink ek hom al swart en bitter. En ek staan so by hom en ek sê die grappie vir myself, en ek lag ook. Ek drink mos koffie, as ek wil melk gedrink het, dan het ek 'n milkshake gekoop. Maak ek my eie grappie. En as ek wil suiker ingedrink het, dat ek lekker chocolates vir my gekoop. Ek drink koffie, en daarom het nie melk en suiker in nie. Dis nou my nuwe aantuiging. Want ek moet iets bitter in die lewe inkry, want ek het 'n vrou wat soet is. Nou sê, stel jy raak gesond in Jesus naam. En raak nou gesond in Jesus naam. Kan nie 'n kat wat siek is en 'n vrou wat siek is in een huis hê nie. Dis 'n lelike ding. 'n Kat plus 'n vrou wat siek is 'n katterige storie. Amen. Jy hoef nie te lag nie, man. Jy sê, ek sien Konrad sit nou. Jy sê lag, kyk hy vir, jy sê hoekom lag hy? Want ek vang nie die grappie. Hoor gou hier. Almal wat in Kenhardt was, kom staan hier agter. Nie laat dit die Alfa en die Omega uitreiking is nie. Hoe kom so baie mense in een bus heen? En jy kom sluip hier in en niemand weet wie jy nie staan nie. Hoe dink julle wat het sy gebruik? Tik of brandewyn? Hoekom is sy hier by ons? Al twee. Sy kom daar van die, wag, sy gaan gou vir ons sê. Sê gou ons gaan môre brood koop. Ons gaan môre brood koop. Jy konsentreer nou. Ek hoor jou. Sy sê vir round-off en dit is wat my bly maak. As ons mense kan kry, ek kyk haar gesig toe sy aankom, dit straal. Ek kyk haar gesig toe sy Kenhardt uitkom. En ek sien sy het 'n skok beleef. En ek sê, wat, is jy geskok? Sy sê ja. Dit is wat ons wil op round-off doen. As ek jou kan skok, as ek jou kan stuur, as ek jou kan uit die gewone tradisionele uitkry. Want nou as jy teruggaan, het jy jou eie ding. Ons gaan dit doen vir die Here. Geef haar 'n lekker hande klap, dankie dat sy gekom het. En jy kan partner met ons, Souls for Jesus, jy kan partner met ons. Maar, gaan steeds kerk toe. Dis baie belangrik. Hoe was Kenhardt vir jou? Wag, laat ek net hier gou uithaal. Kom ons, okay. Hoe was Kenhardt vir jou? Dit was baie interessant geweest, want dit is die eerste in my lewe wat ek so 'n tipe uitreiking het, waar ons te doen het met die tikhuise en ek die polisie is ook betrokke daar so, maar dit is baie interessant geweest. Amen. Tot die polisie is betrokke. Weet julle, ek sê vir Stefan, as ons van nou af inry in 'n dorp, hulle moet toue hê. En elke keer manifestasie doen. God like manifestasies. God hou van prentjies. En dan moet hulle die tou voor by die ingang van die dorp losmaak. Maak hom los. Lazarus was losgemaak van sy grafdoeke en alles. Net hulle teenwoordigheid, het gister is een polisieman al, ek weet nie presies waar hy, is al geopenbaar. Een smokkelaar. Net hulle teenwoordigheid is 'n kar vol dwelms gevang. Prys die Here. Dankie, jy het goed gedoen.